Hallo julle, en baie welkom terug. Ek hoop dat julle 'n baie lekker week gehad het met min huiswerk, min leeswerk en dat jy elke middag net lekker bietjie kon rus. Nou, ek weet nie of julle so opgewonde soos ek is nie, maar vandag kry ons weer kans om te leer van die Here. En dit is my altyd lekker om met julle te deel wat ek geleer het van die Here. So as ek nou eers vir julle 'n vraag kan vra, wil ek weet wie van julle is Lego blokkie bouers? Lego blokkies bou is so lekker en ek sien hulle raak so kreatief deesdae. Jy kan blomme vir jou ma bou, jy kan karre vir jou pa bou met Legos, jy kan vir jouself busse, karre, skepe, jy kan ewen goeders uit movies uit. Die Star Destroyer van Star Wars, ek weet nie wat alles daar is uit movies uit nie, maar ek weet om Legos te bou is lekker. Dis lekker om daai challenge te hê, om 'n uitdaging te hê van kan jy dit doen? Hoe vinnig kan jy dit bou? Hoe mooi kan jy dit bou? Of net kan jy dit bou? Want ek het al 'n paar van daai gesien wat intens lyk. Dit lyk ongelooflik moeilik. Nou Legos bou is lekker. Dis maklik as jy kan stil sit en konsentreer en die instruksies maak sin vir jou. Dan is dit lekker om daar te sit en Legos te bou. Dis moeiliker as jy 'n kleiner boetie of sussie het of 'n ouer boetie en sussie wat altyd daarvan hou om jou te pla. Wat terwyl jy besig is om te bou, of jou heeltyd vra of hulle vat jou blokkies en hardloop weg, of as jy nou kleintjies het soos ek, hulle kou die blokkies of hulle pla jou heeltyd. As dit 'n ouer boetie of sussie is, dan kom hulle mos heeltyd verby en terg hulle jou. Hulle skuif die Legos of hulle maak dit deurmekaar of hulle steel die instruksies en hardloop weg. Of jy weet, ouer boeties en sissies is nogals terrible. Ek weet, ek is die oudste. Ek weet hoe dink ek. Maar Legos bou is lekker en redelik maklik totdat jy 'n boetie of 'n sussie of 'n niggie of 'n neefie het wat heeltyd in jou pad kom, wat heeltyd jou pla, wat nie wil hê jy moet dit klaar bou nie, wat jou aandag wil hê. En dit het my laat dink aan die storie van Nehemia, waar hy is gevra om die mure van Jerusalem weer te herbou. En dit klink maklik, dit klink soos, hy gaan elke dag bouers reël, hulle gaan uitgaan, hulle gaan die mure bou, Jerusalem is weer wonderlik, hulle is veilig, die mure is op, niemand hoef te bekommer nie, maar dit was nie so maklik nie. Nehemia het baie mense gehad wat teen hom was. Die vyande van Jerusalem wou nie hê die mure moet opkom nie. Ek kan nie dink die mense was elke dag opgewonde om te gaan bou vir die hele dag nie. Maar dit het baie teenstand gekry. Die mense was baie ongelukkig. Nie noodwendig die mense binne Jerusalem nie, maar almal buite Jerusalem wou nie hê die muur moet gebou word nie. En so ek lees vir julle in Nehemia. Toe Sanballat hoor dat hulle besig was om die muur te herstel, was hy baie kwaad. Hy het in woede uitgebars en smalend met die Jode gepraat. Hy het voor sy vriende en die leer van Samaria uitgevaar. Wat dink hierdie armsalige Jode doen hulle? Dink hulle miskien hulle kan die muur in een dag bou as hulle net genoeg offers bring? Kyk net hoe lyk die swart gebrande klippe wat hulle onder die rommel uitkrap om weer te gebruik. Tobia, die Ammoniet, wat langs hom gestaan het, het gesê, daardie klipmuur sal omval, selfs as 'n jakkals daarop loop. Toe het ek gebid, o God, hoor ons tog, want ons word verag. Laat hulle beledigings teen hulle draai, laat hulle self die byt wees, gevangenes in 'n ander land. Daarna het Nehemia hulle aangegaan om die muur te bou en die meer gate binne die muur herstel word, die kwaader word hierdie ander mense. En toe kom hulle op 'n punt waar daar nie meer genoeg klippe tussen al die gemors was van toe die muur plat geval het nie. Toe het hulle nie meer genoeg klippe wat hulle daaruit kan kry om die muur te herbou nie, maar hulle het gebid tot God en God het voorsien. Die muur is gebou. En dit is wat ek julle vandag wil leer. Partykeer dan kom ek en jy in situasies waar ons voel ek bou en ek probeer en ek bly kalm en dit wil net nie uitwerk nie. Die muur gaan nie gebou word nie. Die muur kan nie gebou word nie. In ons lewe voel ons so, ons voel kwaad want ek probeer om netbal te speel. Ek gaan vir die uitdinne. Ek oefen elke dag.
en dan kies juffrou my nog steeds nie. Of jy probeer dalk vir cricket en jy oefen om daai hoë balle te vang, maar toe die hoë balle kom, het jy dit elke keer gemis. Of toe jy moes bat, het jy 'n paar balle gemis en toe is jy uit op 5 lopies. Of partykeer en dan voel ons net, Here, maar ek oefen, ek probeer, ek doen wat ek kan. Maar Nehemia het nie opgegee nie. Mense het vir hom gelag, hulle het vir hom kwaad geword, hulle het afgekyk op hom, hulle het gedink hy is slegter as hulle. Maar hy het geweet, as God gesê het, hy moet hierdie muur bou, moet hy hierdie muur bou en die Here sal voorsien. En God het voorsien. En is dieselfde in jou en my lewe. Ek en jy kan ongelukkig word, want dit wat ons probeer werk nie, maar as ons op God vertrou, sal hy definitief deurkom. So wat ook al jy hierdie week doen, vertrou op God en hy sal deurkom. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat wat ook al ons hierdie week aanpak, dat ons dit sal doen asof ons dit vir U doen, dat ons sal weet, U is saam met ons in alles wat ons doen, die goeie intensies, ons huiswerk, ons sport uit dinge, enigiets wat ek of een van hierdie mense wat luister aanpak, is U saam met ons en ek wil bid dat ons eerder op U sal fokus as ons eie kragte. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Sien julle volgende week julle. Bye.